Ons is in 'n reeks wat ons praat oor die wil van God. En is daar enige iemand van julle wat nou onlangs 'n keuse moes gemaak het? En 'n belangrike keuse, en wanneer ons wil kies wat ons moet doen, wil ons altyd wees in die wil van die Here en dat ons doen wat reg en goed en aanneemlik is vir hom. Ons wil nie die verkeerde besluit maak nie, ons wil die regte besluit maak. En ons wonder baie keer of ons die regte ding doen. En wanneer ons besluite neem, dan wonder ons baie keer, is dit God wat vir my sê ek moet die besluit neem, of is dit net ek? Is dit die Gees van die Here wat my beweeg om iets te doen, of is dit dalk die garage paai wat ek gister geëet het? Want iets beweeg. Okay. En daar's baie keer hierdie goed wat ons in ons lewe het, dat ons hoop en bid dat ons die regte besluit neem, dat ons bly binne die wil van God. Ons wil doen wat goed en aanvaarbaar is vir hom. Ons wil hom eer met ons lewe. Ons wil die regte besluite neem en ons wil nie die verkeerde besluite neem nie. En wat ons baie keer moet verstaan is dat God maak dit nie altyd duidelik nie. Dis nie iets wat geskryf is in die hemel nie, dis nie iets wat geskryf word teen 'n muur nie. Dit is nie 'n duidelike hoorbare stem wat ons hoor nie. Want wat ons as gelowiges moet verstaan, is dat God nie noodwendig altyd praat en fluister uit die hemel nie, maar dat hy vir ons die geleentheid gee om besluite te neem hier op aarde. En ons moet verstaan dat ons ook 'n rol speel in die besluite wat ons neem. Nie altyd maak God 'n deur oop en gee vir jou 'n duidelike geleentheid nie, maar partykeer maak die Here deure toe om ons te beskerm. En nie altyd is dit net 'n geestelike roeping wat ons kry, wat op ons lewe geplaas word nie, maar ons moet praktiese keuses maak in ons lewens. En daarom is die titel van vandag se boodskap, wanneer die wil van God nie duidelik is nie. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat ons as gemeente en as kinders van U ons lewens voor U kan kom neerlê en dat ons kan vra, Here God, dat U ons sal help in die besluite wat ons neem. En dat ons sal weet dat U is altyd by ons. Deur die Gees is U betrokke in elkeen van ons se lewens en dat ons ook die besluite wat ons neem aan U kan toevertrou. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So, ons het begin by week 1, het ons begin en ons het gepraat oor die wil van God. En toe het ons gesê, daar is 4 verskillende vlakke of aspekte van die wil van God, kan 'n mens dit nou maar sê. Die eerste ene is dat God het 'n soewereine wil. Nou wat dit beteken is, dat daar's 'n groot plan wat hy het vir ons almal, en niemand of niks kan dit keer nie. Dan het ons gesê dat daar is 'n morele wil van God. So die morele wil van God sê vir ons dat daar is dinge wat die Here vir ons leer uit sy woord uit, hoe ons moet leef, sodat ons in lyn is met dit wat God vir ons sê. Toe het ons gesien dat daar is ook 'n toelatende wil. Met ander woorde, daar is goed in ons lewe wat gebeur, wat nie altyd vir ons lekker is nie, wat ons nie altyd wil aanvaar nie, maar wat God in ons lewe toelaat. So met ander woorde, ons neem besluite en dit het dalk 'n negatiewe effek op ons lewe, of daar is ander mense wat besluite neem wat 'n negatiewe impak het op ons lewe. So met ander woorde, daar is seker goed wat die Here toelaat, maar dit is nie noodwendig binne sy wil nie. Okay, so maar hy laat dit toe, of dit is nie noodwendig iets wat hy wil hê moet gebeur nie. En dan is daar die persoonlike wil van God. Met ander woorde, dat God vir elkeen van ons 'n goeie werk voorberei het, dat ons nie gered word deur ons werke nie, maar dat ons iets kan doen binne die gemeente of binne die gemeenskap om die koninkryk van God uit te brei. En die kern van daardie boodskap was dit, dat
vir ons om die wil van God te ken, moet ons die hart van God ken. En toe in die tweede week het ons gepraat oor ons persoonlike wil, God se wil vir ons, dat dit nie altyd gaan oor wat ek moet doen nie. Dit gaan nie altyd oor die wat nie, maar dit gaan oor die wie. Wie is die persoon wat God wil hê ons moet wees? Dat ons eerder mense moet wees van integriteit. Dat maak nie saak wat ons doen nie, dat ons alles doen tot eer van God. En dat ons daar gesê het dat as vir ons om die wil van God te ken, moet ons gehoorsaam wees aan Jesus Christus vandag. En dan nou vandag gaan dit oor 'n baie meer praktiese gedeelte van die besluite wat ons neem en die rol wat God in elkeen van ons se lewens speel. So wie van julle het al gehoor van Paulus? Nee? Hy is in die Bybel, né? Nee? Okay. Right. Paulus was iemand, jy kan eintlik sê dat hy naas Jesus Christus was hy eintlik die tweede meeste geesvervulde mens waarvan ons lees in die Bybel. Dat hy het begin deur die Christene te vervolg en die kerk te vervolg en Christene dood te maak, dat hy op 'n punt gekom het waar hy tot bekering kom, waar hy mense gelei het na Jesus Christus toe, waar God op verskillende maniere wonderbaarlik met hom gepraat het. Dat hy dit duidelik kon hoor. Ons lees van sy storie waar Jesus Christus, die opgestane Christus, aan hom verskyn het, waar hy blind geword het en dat iemand gekom het, hom genees het en dat hy wonderbaarlik tot bekering gekom het. Ons lees van gedeeltes waar hy in die tronk was en waar Jesus aan hom verskyn het en vir hom gesê het waar hy die evangelie moet gaan verkondig in die Romeinse ryk. Ons lees van gedeeltes waar hy op 'n boot is en in 'n groot storm was en dat 'n engel van die Here aan hom verskyn het en gesê het dat God hulle sal red. Wonderbaarlik. Sal dit nie lekker wees vir jou as God so aan jou verskyn en net vir jou sê, dis wat jy nou moet doen. Hierdie is die stap wat jy nou moet gee. Dis waartoe jy nou moet gaan. Dis waar jy moet gaan werk, dis waar jy moet gaan bly. En tog vind ons dat alhoewel hy hierdie goed ervaar het en dit gesien het, is daar baie keer maniere waarop God met hom gepraat het wat nie noodwendig altyd so duidelik was nie. Want God het Paulus ook gelei in gewone alledaagse oomblikke en onder alledaagse omstandighede, net wat hy doen vir my en vir jou. En daar is 4 maniere hoe dat die Here vir Paulus gelei het. So die eerste ene is, ek dink dit is daarop. Right, okay, daar is ons klaar. Jy kan net aangaan na die volgende skerm toe. Right, so die eerste, wat God vir ons sê, is dat daar's die 4 maniere waarop die Here vir Paulus gelei het, is die eerste ene is deur oop deure. Die tweede ene is deur toe deure. Die derde ene is frustrerende planne en die laaste ene is alledaagse keuses wat ons uitoefen. Die eerste ene is die oop deur waarvan ons praat. En wanneer ons kyk na tydens Paulus se derde sendingreis 1 Korintiërs 16 vers 8 tot 9, dan sê hy: Ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop. Maar hier is ook baie teenstanders. Nie 'n droom nie, nie 'n engel nie, nie 'n stem uit die hemel nie, net eenvoudig 'n geleentheid, 'n deur wat vir hom oopgegaan het. 'n Geleentheid om iets te kan doen, om die evangelie te verkondig, om mense na Jesus Christus toe te kan lei. Net eenvoudig 'n deur wat vir hom oopgegaan het. En daar is mense in hierdie gemeente wat weet wat dit beteken. Dat daar 'n deur vir jou oopgaan om 'n sekere werk te doen waarvoor jy nie eers aansoek gedoen het nie. Dit is net 'n geleentheid wat God vir jou gee om iets te kan doen in iemand anders se lewens.
om 'n verskil te kan maak. Of miskien dink jy wil so graag betrokke raak by die gemeenskap of by die gemeente, en dan sal jy dit nie glo nie. Die dominee sê, hulle soek iemand om te help by die kleuterkerk. Enige iemand wat belangstel. En jy steek jou hand op. Dit is net 'n deur wat God vir ons oopmaak, om iets te kan doen in die gemeenskap, of iets te kan doen in sy gemeente, om 'n verskil te kan maak in die wêreld en in die mense se lewens rondom ons. Maar, dan sê Paulus, daar was baie teenstanders. Daar was baie mense wat teen hom gekom het, wat hom wou gekeer het. God maak die deur oop, maar dan waarsku die Here jou ook, dat daar teenstand kan kom. Want die vyand is nie genooi daarmee, dat ons doen wat binne die wil van God is nie, en hy sal alles probeer om dit te verhoed. En wanneer jy dit ervaar in jou lewe, want die fout wat ons maak is dat wanneer God die deur oopmaak, en ons sien, dit is iets wat die Here wil hê ons moet doen, en ons doen dit, en daar is teenstand, die fout wat ons maak ons dink dit is nie God se wil nie. Omdat daar teenstand is kan dit nie God se wil wees nie. Maar wat jy moet verstaan is dat, net omdat die deur oop gegaan het, beteken dit nie dat die pad die hele tyd gelyk gaan wees. Dit beteken dat daar teenstand gaan kom. Dit beteken dat ons doen dit wat God vir ons sê ons moet doen, maar tog is daar iets wat teen ons staan. Die vyand mors nie sy tyd met mense wat nie besig is met die wil van God nie. Die vyand mors nie sy tyd met mense wat nie luister na die woord van die Here nie. Dit is waar die teenstand vandaan kom. En wat jy moet verstaan is hoe groter die geleentheid wat God vir jou gee, hoe groter is die oppositie wat jy gaan ervaar. Dit beteken nie omdat daar teenstand is, dat jy buite die wil van God is nie. Dit beteken dat omdat daar teenstand is jy waarskynlik in die middel van die wil van God, van dit wat hy wil hê, jy moet doen. Dat God deure oopmaak. Dat God vir Paulus 'n geleentheid gee om die evangelie te gaan verkondig. Dit is die eerste manier waarop die Here vir Paulus gelei het, en julle kan daarmee assosieer. Die tweede ene is dat die Here deure toemaak. Handelinge hoofstuk 16 vers 6 en 7 sê, hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Nou, hoekom hulle verhinder is, dit weet ons nie. Al was dalk 'n storm en die pad is verspoel, of iemand het siek geword, of wat die geval ook al mag wees. Ons weet net dat die Gees van die Here daardie deur toegemaak het. In vers 7, toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinie te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. So Paulus en Silas se idee was om te gaan na Asië toe en Bitinie toe om die evangelie van God te gaan verkondig, en God het die deur toegemaak. Om watter rede weet ons nie? Dit was nie dat hulle rebels was of teen die wil van die Here gegaan het nie. Hulle wou gegaan het om die evangelie te gaan verkondig, om mense na Jesus Christus toe te lei, en op een of ander manier is hierdie deur toegemaak. En partykeer dan maak ons planne en die deur gaan toe. En dan wonder ons, is God kwaad vir my? Gee hy nie om nie? Wil hy nie hê ek moet 'n beter lewe hê nie? Want nie lank terug nie, in 2023, het ek aansoek gedoen vir 'n werk in die Kaap, Wes-Kaap, en alles het goed gegaan. Alles was reg. Ons het al gekyk, wat kos verblyf, weet, hoeveel gaan dit ons kos om daar uit te kom. Ons het al hierdie planne gehad. En toe sê die, amper sê ek eiendomsagent, die
Wat is daai met personeelagentskap, né? Toe sê sy vir my, ek is op die kortlys om die werk te kan kry. En ons is baie opgewonde, alhoewel ek nou moet gaan Fords verkoop, teen my grein, maar is daarom nog steeds blou. Jy weet, Volkswagen is ook blou. Okay. En ons was regtig waar opgewonde daaroor, want dit is iets waarna ons uitgesien het, dit is 'n nuwe begin, want ek was nou al vir so lank in dieselfde posisie, ek gaan skuif vir 'n soortgelyke posisie, maar dit is 'n nuwe geleentheid en 'n nuwe plek en al daai tipe van goeders. En toe, die ironie van alles is dat die ou wat toe die pos gekry het, was een van my verkoopsagente. Okay? Hy was op daardie stadium in Tsanin. En die volgende oomblik wat ek hoor is toe kry hy die pos. Eerstens moes ek myself net in toom hou, né, dat die jong mannetjie die geleentheid gekry het. En die tweede gedeelte was ons het dan gevra vir dit. En ons was op die punt om dit te kry. En die deur het toegegaan. Want baie keer beskerm God ons teen onsself. Want ons maak ons planne, ons dink ons weet beter, ons dink dit is binne die wil van God en baie keer maak hy 'n deur toe om ons te beskerm teen ons eie besluite. En net nadat ek dit gehoor het, 'n week later, toe sê my bestuurder vir my, wil ek regtig waar Kaap toe gaan? Toe sê ek ja. Toe sê hy nee, want hy wil hê ek moet welkom toe kom vir die pos waar ek nou is. En dit was nie die deur wat ek wou gehad het nie, maar dit is 'n ander deur wat vir my oopgegaan het. En baie keer dan maak God deure toe in ons lewe net om ons te kan beskerm. Dat hy baie keer die verkeerde een toemaak vir elkeen van ons om op die regte plek uit te kom van waar hy wil hê ons moet wees. So die Here lei vir Paulus deur deure oop te maak en om deur sommige deure toe te maak. En dan is daar ook frustrasie met die planne wat ons baie keer maak. En jy het 'n plan om te sê, maar ek gaan na skool, gaan ek na hierdie universiteit toe, of ek gaan hierdie kursus doen, of ek gaan met hierdie persoon trou, of ek gaan hier werk, en ek gaan hier 'n huis koop, en ons het al hierdie planne, en dan werk dit nie uit nie. Dan misluk dit wat ons beplan het, en ons voel gefrustreerd, en ons wonder, het ek iets gemis? Is ek nie binne die wil van God nie? Is daar iets wat ek gemis het? Het ek dalk iets verkeerd gedoen? En die goed werk nie uit soos wat ons dit wil hê nie. En miskien moet ons vir onsself sê dat die planne wat nie uitwerk nie, is dalk baie keer God se beskerming in ons lewe. Want God se nee is dalk ja vir iets anders wat beter is. Ons as ouers, as jy liefdevolle ouers is, jy sê nie ja vir alles wat jou kind wil doen nie. Baie keer moet ons nee sê, omdat ons vir hulle omgee. En jy het hierdie plan gehad om met iemand te trou, en dit het nie uitgewerk nie, en nou kyk jy terug, 30 jaar later, né? Scroll jy deur Facebook, en dan sê jy, prys die Here, dit het nie uitgewerk nie. Want vanoggend sit jy langs jou beter ja. Vanoggend sit jy langs die persoon wat God wil hê in jou lewe moet wees. En dan raak ons gefrustreerd, want ons maak die planne en ons wens net dat alles kan uitwerk, maar dit gebeur nie. Wat ons kan leer van Paulus is dat maak nie saak wat die omstandighede is waarin hy was nie. Is dat daar was twee goed wat in sy lewe 'n groot realiteit was. Die eerste ene is dat hy was nie altyd seker nie. Die tweede ene is, hy was nooit gespanne nie. Hy was nie altyd seker oor wat volgende gaan kom nie.
En hy het nooit van sy kop af geraak, omdat hy nie weet wat volgende gaan gebeur nie. 1 Korintiërs 16 vers 5 tot 7. Dan skryf hy hierdie, hy sê, ek sal na julle kom as ek deur Macedonië gereis het. Moontlik, hy is nie baie seker nie, hy sê moontlik, sal ek 'n tyd by julle bly, of ek sal dalk selfs daar oorwinter, sodat julle my kan voorthelp waarheen ek ook al mag gaan. Ek weet nie waartoe ek gaan nie, maar waarheen God my ook al stuur. Ek kom na julle toe, ek weet nie hoe lank ek daar gaan bly nie, ek is nie seker nie, maar ek is nie bang vir die toekoms nie, want ek weet God sal wil hê ek moet iewers heen gaan. Want ek wil julle nie nou net in die verbygaan sien nie, ek hoop immers om 'n tyd lank by julle te bly, indien die Here dit toelaat. Indien God my toelaat om by julle te bly. Ek is nie seker of hy dit gaan doen nie. Miskien wil hy my iewers anders hê, miskien wil hy hê ek moet iewers anders iets gaan doen. Ek weet nie wat God van my gaan wil hê nie, maar ek gaan nou vir 'n tydjie daar na julle toe kom en oorbly. Ek is nie seker wat gaan gebeur nie. Maar ek weet dat julle daar is om my te help om te gaan waar ook al God my stuur. Hy het nie geweet waarheen nie, maar hy was nie bang vir dit wat kom nie. Want dieselfde Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 7, dan sê hy, want ons lewe deur geloof en nie deur wat ons sien nie. Ons lewe met geloof in God en nie net wat ons sien elke dag rondom ons nie. Ons vertrou die Here vir ons toekoms. Absolute vertroue wat hy gehad het. God gee nie vir ons die hele kaart nie. Ons sê baie keer vir die Here, maar wys my presies wat gaan gebeur, van begin tot einde. Weet jy hoekom wys God nie vir jou die hele plan nie? Want dan sal jy nie begin nie. En ek moet vir julle eerlikwaar sê, as ek die hele plan gesien het, vandat ek ja gesê het om terug te kom welkom toe, sou ek dit nie gedoen het. As ek moes gevat het wat alles gebeur het, in hierdie jaar, ons is in 'n nuwe jaar, in verlede jaar, in ons besigheid, in ons maatskappy, sou ek nie gekom het. Maar God wys vir ons wat ons nou moet doen, die stap wat ons nou moet neem. Psalm 119 vers 105 sê vir ons, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ons sê vir die Here, wys vir ons die 7de stap of die 6de stap. Hy sê nee, my lig, my woord wys vir jou waar jy nou moet gaan. Die 1ste stap, dan die 2de, dan die 3de, om uit te kom waar ek wil hê jy moet uitkom. Dat God se woord is die lamp vir ons voete en die lig vir ons pad. En partykeer werk ons planne nie uit nie. Maar wat ons kan leer by Paulus is om te sê, maar ek is nie seker wat gaan gebeur nie. Maar ek gaan ook nie angstig wees nie, want ons lewe deur geloof en nie deur dit wat ons sien nie. Ons vertrou dat God se woord is die lamp vir ons voete en die lig op ons pad. So dit is 'n toedeur, 'n oop deur, 'n frustrerende plan. En dan lei God vir Paulus ook met daaglikse keuses wat ons moet maak. God gee ons nie altyd 'n teken of 'n ding wat ons moet doen nie. Hy gee ons net 'n keuse. Hy gee ons net 'n besluit om te neem. Titus 3 vers 12 sê, dan skryf Paulus, hy sê, want ek het besluit om die winter daaroor te bly. Ek het besluit. 1 Tessalonisense 3 vers 1, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in Athene agter te bly. So ons het daai besluit geneem, 'n daaglikse besluit, Handelinge 15 vers 36. Kom ons gaan kyk hoe dit met die gelowiges gaan. Kom ons gaan doen iets. Kom ons neem 'n besluit. Kom ons besluit om iets vir God te doen. God is 'n soewereine God. Met 'n soewereine wil. Hy gee vir ons 'n morele wil, waar volgens hy wil hê, ons moet leef. Dan laat hy goed toe in ons lewe wat gebeur, wat nie altyd vir ons lekker is nie. En dan in sy persoonlike wil vir elkeen van ons, gee hy ons die geleentheid om 'n keuse te maak.
Ek het eendag met ons 'n kar aan iemand verkoop, lang jare terug. Toe sê die ou nee, hy kan nie die kar koop nie, hy moet eers gaan bid daaroor. Which is fine. Maar ons moet baie keer ook op 'n plek kom om te sê, ons moet 'n keuse maak. Ons moet 'n besluit neem. Jy moet 'n besluit neem oor wat jy gaan doen. God gee vir jou die vermoë om te kan kies. Hy het vir elkeen van ons 'n brein gegee. Hoe jy dit gebruik, is baie keer goed en baie keer nie so goed nie. Maar die Here gee vir ons 'n geleentheid om 'n besluit te kan neem. Waar om te gaan werk, waar om te bly, wat om te doen, wat om te koop. Wie om te ignoreer. Wie se telefoonoproep om te aanvaar. Jy neem 'n keuse, jy maak 'n plan. Maar wat as ons 'n fout maak? Wat as ek die verkeerde keuse maak? Want ek wil daar gaan bly of daar gaan werk en dan baie keer moet ons net besef dat God vir ons sê vir ons, dit maak nie saak waar jy bly nie. Dit maak nie saak waar jy gaan werk nie. Dit maak nie saak met wie jy trou nie. Al wat saak maak is wie jy is op die plek waar jy is. Waar jy bly, waar jy werk. Wie jy geword het. Doen jy alles tot eer van God? Doen jy alles sodat dit hom verheerlik? Maar ons moet ook op 'n plek kom om te sê dat ons 'n keuse sal maak. Maar wat as ons nou 'n fout maak? Dan staan daar in Efesiërs 1 vers 11 dan sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Romeine 8 sê vir ons, dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy geroep het, volgens sy wilsbesluit. Vir ons wat gelowiges is. Ons is op soek na die kaart vir ons lewens. Wat is die doel van God? Wat is die wil van God? Wat is daai een kolletjie in ons lewe wat vir ons sê, hierdie is die wil van God? Ons soek die kaart vir ons lewens en God gee vir ons 'n lig vir die pad wat ons moet loop. Ons soek sekerheid. En al wat God vir ons sê is, vertrou my. Dat ons vertroue sal stel in wie God is. Ons soek 'n plan. En God stuur vir ons 'n persoon. En sy naam is Jesus Christus. En Jesus het gesê, ek is die goeie herder. Psalm 23 sê, dat die Here lei my en ek kom niks kort nie. Hy lei my na groen weivelde, na waters waar daar rus is en hy verkoop my siel. Dat Jesus Christus is die koning van ons lewens. Partykeer moet ons net 'n besluit neem en sê ja en God vertrou. Ons het hierdie reeks begin met Psalm 32 vers 8 wat sê, ek sal jou onderrig en jou die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee en my oog sal op jou wees. Ek sal jou onderrig. Ek sal jou die pad wys. Ek sal jou sê wat jy moet doen. En my oog is op jou. Soms lei God ons deur 'n geleentheid te gee, deur 'n deur oop te maak. Soms maak hy vir ons deure toe en hy beskerm ons teen onsself. Soms word ons planne frustreerd, want dit werk nie soos wat ons wil werk nie. En soms gee God net vir ons 'n geleentheid om elke dag net 'n keuse te maak. Om te besluit. Te besluit wat jy gaan doen. Waar jy gaan werk. Dit gaan oor wie ons word as kinders van God in hierdie hele proses, dat ons die Here sal vertrou. Dat ons die besluite sal neem. Dieselfde God wat vir Paulus gelei het om die boodskap van Jesus Christus na mense te vat wat nog nooit van hom gehoor het nie. Daardie selfde God is die God wat ons elke dag lei. Dat ons nie angstig sal raak nie, dat al weet ons nie presies wat gaan gebeur nie. Dat ons die Here sal vertrou. Want sy woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Neem die besluit.
Maak die keuse. Vertrou God. Aanvaar partykeer as hy nee sê. Weet ook dat daar oppositie gaan wees in jou lewe wanneer jy 'n besluit neem ter wille van God. En dat oppositie nie beteken dat jy buite die wil van God is nie, maar dat dit eintlik beteken dat jy binne die wil van God is. En as jy bietjie gefrustreerd voel, is dit ook oukei. Dan is dit ook oukei. Want nie al ons planne werk uit. Maar wat God vir ons sê is neem 'n besluit en weet ook dat binne die besluit wat jy neem, al werk dit nie uit nie, dat God alles, goed of sleg, dat hy alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Here, ons dankie Here dat ons partykeer in ons oomblikke van frustrasie of nie weet nie, in ons oomblikke van wonder, in ons oomblikke wanneer ons 'n geleentheid sien of wanneer 'n deur toe gaan, dat ons in daardie oomblikke altyd sal weet dat ons U kan vertrou. Dat U vir ons lief is. Dat U ons lei in alles wat ons doen. En dat wanneer ons partykeer die verkeerde keuse maak, dat U ook dit sal laat werk in elkeen van ons se lewe, want U het ons geroep om U kinders te wees. Ek bid vir hierdie gemeente, Here God, dat U met elkeen van hulle sal wees, vir hulle wat 'n besluit moet neem, vir hulle wat dalk reeds 'n besluit geneem het, vir hulle wat onseker is, dat hulle U sal vertrou, dat hulle sal weet dat U 'n liefdevolle God is, wat vir ons omgee, wat U seun vir ons gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek bid Here dat wanneer ons hierdie week van gebed ingaan, dat U dit sal seën in elke gemeente waar dit aangebied sal word, dat mense U sal ontdek en dat mense ook sal ontdek wat U wil vir hulle lewe is. Ek bid dit alles in die naam van Jesus ons Here. Amen.